Tanya, ek wil opsom, ek dink ons vorige 3 praatjies het te gaan oor leptin en ghrelin en natuurlik ook die faktor van licorice root wat ons gebruik om weer reseptore in die liggaam wakker te maak om gestoorde energie wat ingeneem word te gebruik en ook om vette wat om die maag versamel wat betrokke is by hartvaskiektes en diabetes, al daai goede om dit aan te spreek, om dit te gebruik en af te breek. Maar daar is 'n derde belangrike faktor, 4de waarskynlik dan nou, wat in ag geneem moet word en dit is 'n geweldige belangrike rolspeler. En dit gaan oor die faktor stres. En stres word by gewigsverlies vele kere. En onthou, ons praat van mense wat staat maak op 'n medikasie van soorte. Jy kan maar drink wat jy wil, maar as die faktor stres nie beheer word soos wat ons dit hier met tools sien, ashwagandha beheer op 'n natuurlike manier, wat die kortisol vlakke van die byniere onderdruk nie. Dit is waarskynlik die grootste bydraende faktor in vetversameling. Die mees degeneratiewe siektetoestand word gedryf in die liggaam deur stres. Stres is byna elke mediese siektetoestand, liggaamstoestand iewers te betrokke. En stres ontaard in subkliniese of in kroniese inflammasie reg deur die liggaam en dis waar ons kurkumin en ander produkte ook ingesit het, want wanneer inflammasie kronies word, word dit 'n erge siektetoestand en kroniese inflammasie in die liggaam lei tot kanker. Die Nobelprys vir medisyne is in 1999 gewen deur Günter Blobel. Hy het bewys dat selle met mekaar kan praat. Hy het proteïene in selle ontdek met die intrinsieke syne wat hulle het en hierdie syne kan met mekaar praat as daar een sel is in die liggaam wat negatief is. Anderswoorde ons praat van inflammasie, kan dit iedere sel in jou liggaam beïnvloed. Die literatuur bewys dat kroniese stres het op molekulêre vlak diep in die wortel van ons weefsel inbeweeg, waar dit aan selle, lewende jong selle, skade aanrig, selle wat meebring en syne transporteer in die nukleus van elke lewende sel. En vele vrouens wonder, hoekom word ek oud so jonk, hoekom val my hare uit, hoekom lyk my nael so, hoekom lyk my vel so, hoekom sit ek gewig aan, ek doen X, Y en Z. Die faktor is stres. Mense weet nie om stres te hanteer nie en mense het in die slaggat of in die slagyster geval van om stres met chemiese medisyne te beheer wat met hoeveel breinfunksies lol. En stres stimuleer die formulering van die COX-ensiem wat inflammasie en ontsteking binne in die liggaam aanmoedig. In kort, negatiewe mense wat jou ongelukkig maak, mense wat skinder, mense wat lieg en bedrieg, of self jy wat met jouself ontevrede is, syn jou ongelukkigheid na elke ander sel in jou liggaam toe. En dis hier waar die COX-ensiem deur die selle geïnstimuleer word en wat uiteindelik deur die bloed na iedere sel van jou liggaam versprei word. En wat is die boodskap? Word negatief. En wanneer 'n sel negatief word, ontstaan daar stres en inflammasie. En hoe meer inflammasie ontstaan, hoe groter word jou stresvlakke. En so beweeg jy in 'n vlak in waar jy buite beheer is. Die liggaam wat dan in 'n subkliniese staat van inflammasie is, wat met tyd kronies word, beïnvloed ieder en elke liggaamsfunksie wat binne in die liggaam is en laat ieder en elk van hulle negatief. So begin vele erge kroniese gesondheidstoestande met die faktor stres, dat mense nie stres kan hanteer nie. In die biologie word dit die nuclear factor Kb genoem en as die meeste reguleerder van ontsteking en inflammasie. Nuclear factor Kappa B word as die hoofskakelaar in die liggaam beskou. Stres, hier is jou skakelaartjie, dis jou lig, anders hy, daar stres jy. Vergeet vir 'n oomblik van hierdie groot name. In 'n normale toestand of staat van die sel sal die NF-kB faktor doodgewoon binne die sitoplasma van 'n sel bly
en gewoon verbind aan sy inhibeerder. Met ander woorde, die faktor wat hom onderdruk. Ontstaan daar 'n stimuli, met ander woorde, is daar 'n faktor stres, 'n besering of inflammasie van soorte, en dit kan 'n versameling van vrye radikale vuil bloed ook wees, dan word die toestand die sleutel van die vrylating van die NBFKB ensiem. En hierdie NFKB beweeg dan in die nukleus van jou liggaam se selle en dan aktiveer dit die COX-2. Dit lei tot inflammasie van soorte. Die aktivering van hierdie ensiem is dus die grootste mediator van inflammasie binne in die liggaam. En daarom is die onderdrukking of die inhibering van die ensiem baie belangrik, want die inhibering daarvan sal voorkom dat inflammasie begin of ontstaan of hande uitdruk. Uitset is eenvoudig. Inhibeer die NFKB-ensiem sy natuurlike ontstaan en inhibeer sy uitsette voorkomend. En dit doen ons met erkende krye om dit te doen. En ons erkende krye is natuurlik tulsi en ashwagandha. Ek wil net oor die inflammasie wat stres veroorsaak verder praat. Ons praat van inflammasie. Ons praat van kanker en kardiovaskulêre siektes, Alzheimer's, diabetes, artritis, outoimmuun, neurologiese siekte. Almal van hulle het een oorsprong, een koninkryk, een baas, een regeerder, en dit is inflammasie binne in die liggaam. En as ons hierdie inflammasie nie ordentlik aanspreek nie, en inflammasie, soos genoem, kom uit stres uit, en daar is die hormoon kortisol wat dan vrygestel word. Kortisol word uit die byniere vrygestel, en soos ek genoem het, dit is die veg- of vlughormoon. Kortisol word ook in die literatuur as die streshormoon na verwys. Die hormoon is die oorsaak van lae intensiteit inflammasie in die liggaam, net deur te stres, en wanneer hierdie hormoon afgeskei word, dan gaan die liggaam in 'n verdedigingsposisie in. Bloedsuikervlakke in die liggaam word beïnvloed, dit ontwrig hormone, ontwrig 'n persoon se normale spysvertering en veroorsaak kroniese konstipasie, en waarskynlik die belangrikste nagevolge, dit is die grootste oorsaak by die vorming van vet. Stres is ongelukkig 'n deel van ons dinamiese lewe en die lewenstyl, en die mens moet stres hê. En dit kan veroorsaak word deur politieke en ekonomiese gebeure, maar wanneer dit 'n rol speel met jou persoonlike liggaam, moet 'n teenvoeter hiervoor ontwikkel en gevind word. Daardie ensiem is bekend as DHE. Dit minimaliseer die skadelike effekte van kortisol. En DHE moet verkieslik in die liggaam natuurlik gestimuleer word om die vorming van nog 'n inflammasie oorsakende ensiem, die 5-lipogenase, te inhibeer. Hoë bloeddrukmedikasie en ook statine gebruik, dan onderdruk dit die produksie van hierdie baie belangrike DHE. Wat gebeur in 'n mens as kortisolvlakke te hoog is? Verskeie mediese joernale wys daarop dat selfs matige vlakke van kortisol nadelig is vir die mens. Hoë bloeddruk, tipe 2, diabetes, osteoporose, gewigstoename. Want kortisol verhoog aptyt en stuur seine in die liggaam wat metabooliese funksies verwar, wat weer lei tot leptienweerstandigheid, wat op sy beurt weer lei na die stoor van vet, en die brein word deur hierdie goed de mekaar gemaak. Kortisol, stres, ook nou betrokke by kroniese moegheid wat versteurde slaappatrone insluit en die daaglikse siklus van ander hormone ontwrig en moeg en tamheid bewerkstellig. Kortisol beïnvloed ook die geheue, geestelike moegheid en die sogenaamde brain fog waarvan almal praat. Kortisol beïnvloed ook direk en indirek die immuunstelsel se fiksheid en maak 'n persoon meer vatbaar vir siektes. Enkele gevalle kan kortisol die ontstaan van Cushing's se siekte ook veroorsaak, wat 'n baie ernstige siekte toestand is. Literatuur en sosiale media en ook tydskrifte het vele dieete, leefstylverandering en raad rondom die kortisolvlakke. As een belangrike faktor, die regte hoeveelheid slaap.
Kortisol vorm veral mense wat nagdiens werk en slaap se versteurings veroorsaak hoë vlakke van kortisol. Rotering van werk verongeluk ook die daaglikse normale patrone, mense wat nagdiens werk, wat lei tot kroniese moegheid en ander probleme geassosieer met hoë kortisol vlakke. Insomnia verhoog kortisol vlakke met tot 24 uur. Daarom een van die belangrikste natuurlike bestuursfaktore slaap. Slaap ten minste 8 ure. Leer om stresvolle denke te herken en doelbewus te bestuur en moenie 'n slagoffer word van omstandighede nie. Leer om aktief te ontspan en wanneer daar ongurige mense in jou omgewing is, leer om te draai, te loop en jouself van die situasie te verwyder. Gaan vir spa en gaan vir masserings, luister na musiek wat opbouend is en lees studies oor wat jou goed doen, wat vir jou die goedvoel-hormoon kan meebring. En laastens, een van die belangrike faktore hier is lag. Lag meer en word lief vir jou troeteldier. Kry 'n stokperdjie, maak tuin en laastens, leer om vir jouself lief te word. Dit is die heel belangrikste faktor wat jy het, om jouself te respekteer, vir jouself lief te word en doen alles wat jy vir iemand sal doen vir wie jy lief is. Doen dit aan jouself.